Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit die Hebreërbrief in die Nuwe Testament en ons gaan saam lees Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Ons gaan saam begin lees by vers 1. Voordat ons saam lees, geliefdes, kom ons buig eers in aanbidding voor die Here en vra dat God ons harte sal open vir sy woord. Kom ons bid saam. Here onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U is met lof en majesteit bekleed. U is almagtig en ewig en alomteenwoordig. En ons prys U, Here, want U is goed. U is die enigste ware God. Dankie vir die voorreg om vandag as U kinders rondom U woord byeen te kan wees. Ons wil graag luister na U wil vir ons lewe. En daarom wil ons bid en vra dat U deur die kragtige werk van U Heilige Gees ons harte nou sal open en ons verstand sal verlig, dat U woord vir ons duidelik sal wees en ons lewens sal vernuwe en sal aanraak, dat ons meer en meer vir U tot eer kan lewe. Spreek, Here, U kinders luister. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Broeder en suster, ons tema vir vandag vanuit die Here se woord gaan handel oor God openbaar homself deur sy woord. En ons gaan nou saam lees Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra, deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Ons gaan net tot daar lees uit die Here se woord vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, een van die diepste vrae wat 'n mens in hierdie lewe kan vra, is die volgende: hoe kan ek God werklik ken? Ons kan baie dinge oor God hoor. Ons kan predikante hoor wat preek. Ons kan boeke lees oor God. Ons kan selfs met ander gelowiges praat oor God. En ons kan selfs geestelike ervarings dalk beleef. Maar tog bly die vraag staan: hoe weet ek wie God werklik is? Hoe weet ek wat hy dink? Hoe weet ek wat hy van my verwag? Hoe weet ek wat reg en wat verkeerd is? Hoe weet ek wat God oor my sonde,
oor swaar kry, my toekoms en my verlossing sê. Ons leef in 'n tyd waarin mense baie maklik sê, ek dink God sê dit of dat oor 'n saak. Of vir my beteken dit dat God dit of dat sê. Of selfs ek voel God sê vir my die volgende. Maar die probleem is egter, broeder en suster, dat ons gevoelens en ons gedagtes is nie altyd betroubaar nie. My gevoelens kan vandag heeltemal anders wees as môre. Vandag kan ek voel dat God baie naby aan my is en ek voel dat ek in 'n naby verhouding met hom lewe. Maar môre, wanneer die swaar kry van die lewe my dalk tref, dan voel dit vir my weer asof God ver is, asof hy my nie raak sien nie. Vandag kan my geloof sterk wees, maar môre kan ek dalk in twyfel verval. As my kennis van God daarom hoofsaaklik net op my gevoelens gebou is, sal my beeld van God voortdurend verander. Nou die wonderlike boodskap van die Bybel is egter dat ons nie hoef te raai wie God is nie. Ons hoef nie ons eie beeld van God te probeer skep nie, want God het homself aan ons kom bekend maak. Die eerste woorde van hierdie brief aan die Hebreërs bring hierdie geweldige waarheid na vore ook vandag. Hier sal staan, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Let op hierdie eenvoudige maar geweldige waarheid wat hier staan in net 3 woorde. God het gespreek. Hy het gepraat. Hy het homself bekend gemaak. Hy het deur die profete gepraat. Hy het deur die skrifte gepraat. En uiteindelik het hy op die duidelikste en die heel beste manier moontlik deur sy seun Jesus Christus met ons kom praat. Die Bybel is daarom nie in die eerste plek, broeder en suster, die verhaal van mense wat God probeer vind nie. Die Bybel is die werklike gebeure van die enigste waaragtige, lewende God wat homself aan verlore mense kom openbaar en bekend maak. Daarom kyk ons vandag na 3 groot waarhede rondom hierdie tema. God openbaar homself deur sy woord. En ons gaan by 3 punte stil staan wat van uiterste belang is vir elke kind van God. Ons eerste punt. God openbaar wie hy is deur sy woord. Die eerste groot waarheid is dat God deur die Bybel vir ons sê wie hy is. Ons kan God nie uit ons eie gedagtes ontdek of definieer nie. Ons kan nie besluit hoe ons dink God behoort te wees nie, en dan verwag dat hy in daardie besondere menslike beeld moet inpas nie. As God werklik God is, broeder en suster, dan moet hy self vir ons sê wie hy is. En dit is presies wat die eerste bladsye in die Bybel ook vir ons baie mooi bekend maak. Genesis 1 vers 1 begin met die bekende woorde: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die Bybel begin nie met 'n lang argument om God se bestaan te probeer bewys nie. Die Bybel begin eenvoudig by God. Voordat daar aarde was, was God daar. Voordat daar mense was, was God daar. Voordat daar tyd was, soos ons dit ken, was God reeds daar. Hy is die ewige God, die skepper van die hemel en die aarde.
Soos die skrif verder ontvou, leer ons al hoe meer oor hierdie God. Ons leer dat God heilig en regverdig is in die Bybel. Ons leer dat hy almagtig en alwetend is. Ons leer dat hy genadig en barmhartig is. Ons leer dat hy sonde haat, maar dat hy sondaars in genade na hom toe roep. Ons leer dat hy getrou bly, selfs daar waar mense aan hom ontrou is. Ons leer dat hy nooit verander soos wat mense verander nie. Alles wat ons met sekerheid oor God kan weet, weet ons omdat hy gekies het om homself aan ons so bekend te stel. Ons sien dit baie mooi wanneer Moses daar by die brandende bos staan. Wanneer Moses vra wat hy vir die Israeliete moet gaan sê, as hulle vra wie hom gestuur het, maak God homself aan Moses bekend met hierdie woorde. Sê vir hulle, ek is wat ek is. God laat Moses verstaan dat geen mens hom kan definieer of beheer nie. Hy sê self wie hy is. En dit, broeder en suster, is vandag nog net so belangrik vir ons as moderne Christene. Ons leef in 'n wêreld waarin mense God graag wil aanpas by hulle eie idees. God moet by mense aanpas, dan is mense gelukkig. Ons hoor dikwels dat mense sê dat hulle nie kan glo dat God so iets sou doen of iets sou verbied nie, omdat dit nie by hulle beeld van God inpas nie. Maar die vraag is nie of God by ons beeld inpas nie. Die vraag is of ons beeld van God by sy openbaring van homself inpas. Die kerk kan nie self besluit wie is God nie. Predikante kan nie besluit wie is God nie. En ek en jy kan nie besluit wie is God nie. God openbaar homself aan ons. En daarom moet alles wat ons oor hom glo aan sy woord getoets word. Wanneer my verstand vir my sê, ek wonder of daar werklik 'n God is, dan herinner God se woord my dat God homself aan my kom openbaar deur sy woord en deur sy seun. En dit sien ons in ons teks van vandag. Wanneer my hart vir my sê dat God van my vergeet het wanneer ek swaar kry, dan herinner God se woord vir my dat God my nooit sal begewe en my nooit sal verlaat nie. Hy is getrou. Wanneer my omstandighede vir my sê dat alles buite beheer is in die wêreld, herinner God se woord my dat God steeds op die troon sit en dat hy regeer. Wanneer my skuldgevoelens vir my sê dat daar vir my geen hoop meer is nie as gevolg van sonde in my lewe, herinner die woord my aan die genade wat daar in Christus Jesus vir my is. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En ek en jy, broeder en suster, het hierdie lig nodig, want ons kan so maklik verdwaal in hierdie donker wêreld. Ons eie gedagtes kan ons mislei, ja, ons eie gevoelens mislei ons ook soms. Ander mense se opinies kan my op die verkeerde pad laat beland, maar God se woord wys vir ons die pad aan, omdat God daarin aan ons openbaar wie hy werklik is. En daarom moet die eerste vraag in ons geloofslewe nie wees, wat voel ek oor God nie? Ons moet eerder vra, wat het God oor homself gesê? Wanneer jy wil weet of God genadig is, gaan lees sy woord. Wanneer jy wil weet of God heilig is, gaan na sy woord. Wanneer jy wil weet of God getrou is, bestudeer sy woord. Wanneer jy wonder of God nog in beheer is, gaan lees die woord. Daar ontmoet jy nie net die God van jou verbeelding nie, daar ontmoet jy die werklike lewende soewereine God
wat homself aan ons kom bekend maak. Die tweede punt vir vandag. God openbaar homself aan ons deur sy woord. En die tweede waarheid is dat God se woord nie net vir ons wys wie God is nie, maar ook wie ons as mense is. Wanneer 'n mens die Bybel ernstig begin lees, gebeur daar werklik iets merkwaardigs in jou lewe. Jy ontdek dat jy nie net besig is om die Bybel te lees nie, die woord begin as ware jou eie hart te lees. In Hebreërs 4 vers 12 staan daar, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. God se woord dring deur die oppervlakkigheid waarmee ons so maklik mee saamleef. Dit gaan dieper as die beeld wat ons aan ander mense voorhou. Dit dring deur ons verskonings en die woord dring deur ons selfregverdiging en bring ons voor die lewende God soos ons werklik is. Ons mense is besonder goed daarmee om ons eie optredes en ons eie dade te regverdig. Ons vergelyk onsself graag met ander mense en dan dink ons, maar ons is daarom nie regtig so sleg nie. En ons verduidelik waarom ons kwaad geword het. En ons verduidelik hoekom ons bitter bly. En waarom ons nie ander mense wil vergewe nie. Ons verduidelik waarom ons sekere sondes in ons lewens verdra en waarom ons ongehoorsaamheid eintlik verstaanbaar is. Maar wanneer God se woord met gesag tot ons spreek, broeder en suster, dan val alle verskonings weg. Dan vergelyk ons onsself nie meer met ander mense nie, maar staan ons voor God, voor hierdie almagtige heilige God, wat alles sien en alles weet, staan ons voor hom net soos wat ons is. En dit is een van die redes waarom die Bybel soms ongemaklik kan wees. God se woord sê nie vir ons altyd wat ons graag wil hoor nie. En dit kom soms na ons toe en wys dinge in ons lewe uit wat ons eerder nie wil oor praat nie of wat ons graag wil wegsteek. Die woord van God wys ons op ons trots. Dit wys ons selfsug. Dit wys ons bitterheid teenoor ander mense. Ja, ook ons ongeloof. Dit wys ons ongehoorsaamheid. Dit wys vir ons dat sonde nie net verkeerde dade is nie, maar dat sonde diep in die menslike hart lê. Maar dit is belangrik dat ons moet verstaan waarom God deur sy woord al hierdie dinge vir ons wys. God ontbloot ons sonde, nie sommer net om ons te probeer verneder of ons sonder hoop te laat nie. Hy wys ons sonde sodat ek en jy kan besef hoe dringend ons vir Jesus Christus nodig het in ons lewens. Die woord wys vir my skuld, maar wys vir my ook na die kruis. Die woord wys vir my verlorenheid, maar verkondig ook dat daar 'n verlosser vir my is. Die woord wys vir my duisternis in my hart, maar wys ook vir my na Jesus Christus, die lig vir die wêreld. En dit is waarom 'n mens nie die evangelie werklik kan verstaan, voordat jy verstaan waarom jy die evangelie in jou lewe nodig het nie. As ek dink daar is niks in my verhouding met God verkeerd nie, sal Christus vir my bloot 'n interessante godsdienstige figuur bly. Wanneer die woord egter vir my wys dat ek 'n sondaar is, wat myself nie kan red nie, en dat daar gedurende hervorming in my lewe nodig is, dan word Christus my kosbaar. Dan verstaan ek hoekom ek 'n verlosser nodig het. Ons moet daarom ophou, broeder en suster, om die Bybel te lees, maar net as 'n godsdienstige plig. Ons moet dit lees met 'n oop hart
En 'n gebed moet vanuit my hart kom. Here, wys vandag vir my wie U is vanuit U woord. Wys ook vir my wie ek is. Wys my wat verkeerd in my lewe is. Wys vir my waar ek dinge moet verander in my lewe. Wys my waar ek U nie vertrou nie. Wys my waar ek ongehoorsaam is. En lei my deur U woord terug na Christus. Wanneer ons so na die woord kom, en wanneer ek en jy so die Bybel lees, dan word Bybel lees meer as maar net 'n versameling van kennis. Dan word dit 'n ontmoeting met die waarheid van die lewende God, wat deur sy gees en deur sy woord ons kom hervorm, vernuwe en verander. Ons derde punt vir vandag. God openbaar homself ten volle in Jesus Christus. Die derde waarheid bring ons by die hart van hierdie hele boodskap. God openbaar homself deur sy woord, maar sy openbaring bereik die hoogtepunt in Jesus Christus wat na ons toe gekom het. Hebreërs 1 sê dat God in die verlede op baie maniere deur die profete gepraat het, maar dat hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek het deur sy seun. Dit beteken dat die hele Bybel en alles wat in die Bybel opgeteken is vir ons, uiteindelik na Jesus Christus toe beweeg. Die Ou Testament berei die koms van Jesus Christus voor. Die evangelies vertel van sy koms, van sy lewe, van sy sterwe, van sy opstanding. Die res van die Nuwe Testament verkondig van sy verlossingswerk en wat dit beteken, en wys vooruit na die dag wanneer hy weer sal kom op die wolke van die hemel. Jesus is daarom nie bloot maar net nog 'n profeet wat iets oor God vertel nie. Hy is die seun van God. Hy is Immanuel, God met ons. En daarom kan Jesus in Johannes 14 vers 9 sê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. As jy wil weet hoe ernstig God sonde opneem, moet jy kyk na die kruis. Aan die kruis sien ons dat sonde nie 'n klein saakie is wat God maar net eenvoudig ignoreer nie. God sien die heiligheid en geregtigheid, of ons sien die heiligheid en geregtigheid van God, wanneer Christus die oordeel oor ons sondes kom dra. Maar wanneer jy wil weet hoe groot God se liefde en genade vir verlore sondaar mense is, moet jy kyk ook na dieselfde kruis. Daar sien ons die seun van God wat homself gee vir mense soos ek en jy, wat onsself nie kan red nie. Daar sien ons dat God nie vir ons gewag het om onsself eers te kom regmaak voordat hy ons lief gehad het nie. Christus het vir sondaars kom sterf. Wanneer jy wonder of daar vergifnis vir jou eie skuld kan wees, kyk na die kruis. Wanneer jy wonder of 'n gebroke lewe herstel kan word, kyk na Christus. Wanneer jy wonder of God werklik genadig is, kyk na Jesus. Wanneer jy bang is vir die dood en wonder of daar hoop ander kant die graf is, kyk na die opgestane Christus en die leë graf. Die groot boodskap van die hele Bybel, broeder en suster, is daarom nie bloot dat ons beter mense sal wees nie. Is ook nie bloot dat ons beter mense moet probeer wees nie. Die Bybel is nie in die eerste plek 'n handboek met wenke hoe om 'n suksesvolle lewe te leef nie. Die Bybel vertel van ons vir die groot verlossingsplan van die soewereine, almagtige, ewige en heilige God. Dit vertel van ons van die sondige mense en van 'n verlosser wat gekom het om God met sondaars te versoen. Dit is waarom ons nooit die Bybel reg lees
as ons Christus in die Bybel miskyk nie. Jesus sê self in Johannes 5 vers 39 dat al die skrifte van hom getuig. Ons kan baie Bybelkennis hê. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken en tog die hart, die boodskap van God daarin mis. Ons kan Bybelverse uit ons kop uit ken, Bybelgeskiedenis verstaan en oor moeilike geloofstellings of leerstellings redeneer, maar as die woord ons nie na Christus toe lei nie, het ons die groot doel daarvan heeltemal gemis. God het nie sy woord gegee, sodat ons bloot meer feite oor hom in ons lewens kan versamel nie. Hy openbaar homself daarin, sodat ons hom kan ken, en in die besonder, sodat ons Jesus Christus as verlosser en Here kan ken en dien. Geliefdes, hierdie waarheid het geweldige praktiese betekenis vir ons lewens. As God homself deur sy woord openbaar, kan die Bybel nie bloot maar net nog 'n boek wees wat op ons rak staan en stof vergader nie. Ons kan nie net op 'n Sondag na die Bybel luister en die res van die week leef asof God niks daarin sê nie. Ons het die woord elke dag nodig. Ons het dit nodig wanneer ons besluite neem. Ons het die Bybel nodig wanneer ons swaar kry. Ons het dit nodig wanneer ons twyfel. Ons het dit nodig wanneer ons sonde moet erken en raak sien en wanneer dit voel ons oorweldig word. Ons het dit nodig wanneer ons bang is. Ons het dit nodig wanneer ons voorspoedig is. Ons het God se woord nodig wanneer God naby voel, maar ook wanneer hy ver van ons af voel. Ons moet die Bybel oopmaak met 'n hongerhart en ons moet bid. Here, praat met my, ek wil luister. Ons leef in 'n wêreld vol stemme. Elke dag probeer iemand elders in die wêreld vir ons sê wat waarheid is en hoe ons moet lewe en wat ons moet doen en wat reg en verkeerd is en waarop jy jou hoop moet plaas. Maar te midde van al hierdie stemme staan die woord van God vas as die suiwer waarheid uit die hemel. En hy staan vas tot in ewigheid. Die groot vraag waarmee ons vandag huis toe gaan, is daarom nie of God iets te sê het nie. Hy het reeds gepraat. Die vraag is ook nie of sy woord, die Bybel, nog enigsins relevant is vir die tye waarin ons lewe nie. Sy waarheid staan vir ewig vas. Die vraag is baie meer persoonlik aan elkeen van ons vandag. Wanneer God deur sy woord met jou praat, luister jy? Luister jy nog na die Here se woord? Ons moet weer mense van die woord word. Mag ons ons Bybels oopmaak, nie bloot maar net om inligting te kry nie, maar om die lewende God beter te leer ken. Mag ons bo alles, elke keer wanneer ons die skrif oopmaak, al hoe duideliker die een sien, na wie die hele skrif ons wys. Jesus Christus, die enigste verlosser, die Seun van God, ons Here, ons Koning en ons enigste hoop. Want uiteindelik is dit die wonder van God se openbaring, broeder en suster. Die God wat ons nooit uit onsself sou kon bereik nie, het na ons toe gekom. Die God wat ons nooit uit onsself sou kon ken nie, het homself aan ons kom bekend maak. En die God, teen wie ons gesondig het, het in sy Seun die weg van verlossing vir ons kom open. God het gepraat. Sy woord lê voor ons. Christus word daarin aan ons verkondig. Laat ons daarom luister, glo en gehoorsaam wees. Amen.
Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, dankie vandag vir 'n kragtige boodskap wat ons ontvang het van U. Ons staan skuldig voor U, o Here, as ons eie lewens moet ondersoek in die lig van God se woord. Ons kom smeek om genade, vergewe ons. Dankie dat U Uself aan ons kom openbaar het deur U woord. Dat ons kan weet wie U is. Maar U het ook vir ons kom wys wie ons is. Ellendige sondaars wat onsself nie kan red nie. U het daar ook vir ons 'n plan gemaak. Maar Here, U kom wys ook vir ons wie Jesus Christus is. Laat ons rekening hou met U woord elke dag, om in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te kan staan. Dankie dat U woord die waarheid is. Jesus het dit self gesê in Johannes 17 vers 17. Daarom glo ons dit vandag, uit die diepte van ons harte en ons lewens. Help ons deur U Heilige Gees om hierdie woord elke dag te gaan uitleef in gehoorsaamheid aan U. En dankie dat U ons daarin lei. Here, U ken elkeen van ons by die naam. U weet hoe lyk ons lewens. Wil U deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons nader trek na U toe en ons gehoorsaam aan U maak, sodat ons toegewyd kan lewe met die oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Sonder U wil ons nie lewe nie. Ons plaas vandag ons hand in U hand. Dankie dat ons U volkome kan vertrou. Die nuwe week lê voor ons, en ons wil vra dat U ons sal lei en sal versorg, sal bemoedig en sal versterk, sodat ons 'n pad saam met U kan loop elke dag. En baie dankie dat U 'n plan het ook, nie net vir die wêreld nie, maar vir ons lewens. Ons kom wy vandag ons lewens aan U toe, en ons eer U vir wie U is. Vader, Seun en Heilige Gees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.